Die regering is besig met 'n inentingsveldtog teen bek en klauseer. Die doelwit is om teen die einde van die jaar 80% van die land se kudde ingeënt te hê. Die probleem is egter baie landboukenners sê dit is hopeloos te laat. Om hieroor te praat, verwelkom ek die suiwelboer en lid van FMD Response SA, Andrew Morphew, en Dr. Dani Orendaal van die Veearts Netwerk, Piet Leroux van Sakeliga, praat saam. Andrew, so you're saying that the government's response is essentially too slow. What should be happening? So first, I'd just like to qualify that. We're not making up random numbers and facts. It is what the World Organization for Animal Health wants. So their recommendation is that you vaccinate 90% of the herd of 40 million animals in a short period, 8 weeks ideally, to get 80% herd immunity. And that is what is required for us to, one, stop the virus. So that's what will give us herd immunity. And two, regain our import status. So we're not coming up with numbers and new targets. We're essentially just beating the drum of the World Organization for Animal Health. What is the situation on the ground at the moment, especially regarding dairy farmers? So for dairy farmers, it's dire, and you've got to understand that it's a virus that we're fighting. So once it arrives on your farm, there's not a lot you can do about it. It is literally just managing the pain for those animals, if you can do that. And it starts one day you see an animal salivating. The next day it'll be 100, then it'll be 500, and they go through predictable stages. So first it's the mouth lesions and the salivation. They stop eating because it's too painful to eat. And then it starts with the udders and mastitis. The teats blister, they kick because they don't want to be milked. Then the limping starts, and they get lesions on their feet and they don't want to walk. So now they don't want to do anything at all, really. In really bad cases, the hoof actually comes off and the animal ends up walking on the the bone of its foot, essentially. And the farmer then has to make a decision, and because you can't fix that, the kindest thing you can do to the animal is shoot it. It's immense suffering. Donnie, wat is die gevolge dan nou as ons nie hierdie teiken behaal nie? En waar sou die regering daai teiken kry om te sê teen die einde van die jaar? En net om weer eens te sê, ons het minister John Steenhuisen genooi en hy het nie die uitnodiging aanvaar nie. Ja, daai teiken was 'n veilige teiken vir die staat. Ons kyk nie na veilige teikens nie. Ons kyk na die epidemiologie van die siekte, en binne die epidemiologie van die siekte moet jy binne 'n vensterperiode 'n hele area dek. Ons sê jy kan nie dooie hout tussenin hê nie. Maar is dit tans die geval? Daar's dooie hout. Ons doen dit nie vinnig genoeg nie. Onthou, op die oomblik het ons nie genoeg enstof gehad nie. Ons hele proses op die oomblik was net gedryf deur genoeg of hoeveel enstof daar is, en ons het basies in sekere plekke het die strategie gevolg om positiewe kuddes te ent, met die hoop dat dit die hoeveelheid virus wat sirkuleer verlaag. In my gedagtes het ons nog nooit so gewerk nie. So 'n dier wat reeds die virus het die inenting gekry. Ja, ons ent rondom. Ons ent rondom en tussenin. So daai teiken is nie wat die siekte gaan stop nie. Dit wat Andrew nou sê, in hulle area, toe ons genoeg enstof gekry het vir die veeartspraktyke, die privaat praktyke, daar in die Midlande, op tot by Kokstad, het tussen daai 3 praktyke het hulle 170,000 beeste laat ent in 2 dae. Hulle het net, is oor 3 dae, maar 1 dag gewag vir die volgende enstof. Dit wys jou hoe vinnig kan dit uitgerol word. Onthou, die een ding van privaat veeartse, wat ons gesê het wat deel moet wees. En die minister sê hulle moet deel wees, en hulle is deel. Maar hoe hulle gebruik kan word, elke veearts het 'n databasis van 100 tot 200 kliënte. Hy was al op die plaas, hy ken die plaas, hy kan die rekords hou. As ons genoeg enstof het, en daar kom nou genoeg, maar dit gaan oor die uitrol binne 2 maande. Ons moet daai teiken verander. Dit moet binne 2 maande geskied. Dani, kom ons kyk gaan na die situasie tans oor die land, en dis veral in die noordooste van die land, Gauteng en KwaZulu-Natal waar dit die ergste is. Sê jy dat tot dusver, watter soort verskil het die regering se inentingsveldtog tot dusver gemaak? Ja, KwaZulu-Natal was die ergste. Nee, oor die beweging van die siekte in Noordwes en in die Vrystaat en Mpumalanga is nou op die oomblik baie vinniger as in KwaZulu-Natal. Hy het amper deurgetrek daar. Nee,
onthou, een van my funksies nou, my nuwe funksie, is om na inenting evaluering te doen. So dit is baie maklik deur die privaat veeartse. Weereens die privaat veeartse hou baie goed rekord, want hulle deel dit met die staatsveearts. Ek kry daai rekords terug en dis kliënte van die boer, daar's 'n verhouding. Anders as met 'n staatsveearts, is daar 'n verhouding tussen die boer en die veearts. Iets gebeur na die tyd, na inenting, gaan die boer dadelik terugkom. So ons is baie gelukkig. Op hierdie stadium lyk dit of al twee die ingevoerde enstowwe eintlik verskriklik goed doen in die veld. Dit is nog 'n bietjie vroeg daar. Ons het nie reaksies nie. Dit lyk of die enstof baie goed doen in die area soos hulle area. Het die siektes net so gestop, behalwe daar's 'n klomp vleisbeeste wat nog gedoen moet word. Piet, maar julle is ook met hierdie aangeleentheid in die hof. Wat was die meer onlangse beslissing? Waar staan sake tans? Ja, nadat ons in Januarie genader is deur boere en landbouorganisasies SAI, Vrystaat Landbou, het ons besluit om vir die minister 'n aanmaning te skryf en te sê ons hoor sy planne, maar die boere sê dit is nie genoeg en vinnig genoeg nie. Hulle wil 'n parallelle stroom hê, hulle wil self kan toedien en self kan aankoop enstowwe, wettige enstowwe gereguleerd en so aan. Die minister het toe allerhande goed gesê, maar dit ons wil 'n free for all en so aan. Dis nie waar nie. Ons wil net 'n standaard proses langs die kant hê, ekstra enstowwe, ekstra toediening. En die minister het dit teengestaan en ons te dringende litigasie op die einde hangende gemaak. Die minister het geen redes verskaf vir sy besluit nie. Hy het hier op die program nog eendag gesê dat hy vir ons redes gegee het. Hy het nie. Later het die goede by ons aangekom. En waar ons nou staan is dat die minister toe deur die hof beveel is om teen 17 Maart 'n skema te publiseer, gevolge waarvan hy nou sê daar inenting sal wees. En daarin het hy toe vir die eerste keer op die trappe van die hof, so 'n paar weke gelede het hy op die trappe van die hof toe nou stukke geleaseer wat sê hier's nou 'n moontlikheid dat daar toediening privaat onder op instruksie van veeartse kan plaasvind. So dit laat die deur op vir boere om self te kan toedien. Dit was nog nie duidelik wat hy sê oor verkryging nie, want die minister se personeel het van die verkrygingsgoed belemmer ook. Waar staan ons nou? 17 Maart het gekom en gegaan. Die minister het nie daai skema gepubliseer nie. Wat ons betref is 'n minagting van die hof. Môre is die volgende fase van die hofsaak. Ons word aangehoor môre en ons en die ander applikante vra vir die hof nog steeds dieselfde ding as wat ons van die begin af toe nou maar gevra het. Nommer 1, dat die minister, ons vind geen beletsel in die wet nie. Ons wil graag geïnterdikteer dat die minister en die departement nie boere in die weg staan wat behoorlik wil inentings toedien nie. En ons vra ook dat die departement nie mag inmeng in die privaat bekomming van wettige privaat invoer kontrakte van wettige invoer van enstowwe nie. Andrew, are you saying that if the private sector is not allowed to play a bigger role, then we are not going to get to this target, nowhere close? Absolutely, that's definitely what we're saying. If you look at international standards and international precedents, it is what they did in Uruguay, Argentina, and Brazil. Argentina actually managed to stop their entire outbreak in 11 months. So they, within the third month of the outbreak, they were vaccinating animals. They did exactly what we've said we need to do. They vaccinated the entire herd, and they've got 60 million cows. They vaccinated them in 8 weeks. They then repeated that again in 6 months' time. After the second vaccination round, they'd pretty much stopped that virus completely. So there was no more spread of that virus. So there is international precedent to show that what should be done, and we should just follow that lead now. You spoke about the suffering earlier, so there's an emotional cost for farmers, but what's been the financial costs for some dairy farmers in your area, your province? So the number that you work on for a dairy farm is roughly 5,000 rand a cow. The average dairy farm now is around 1,000 cows. So for one outbreak, you're looking at about 5 million rand for a dairy farm. It's not something that you can live through twice. What's been some of the coping mechanisms some of the farmers have turned to? So, I mean, I think everyone's in a different financial position, but obviously the banks need to come to the party largely to help people get through. And you find then ancillary businesses are also suffering. So we've had a lot of support from people outside of farming, but in businesses that surround farms, because you find the feed mill is now not producing as much feed, and the tractor dealership is not selling tractors. So the economic knock-on is, you see a ripple effect through the entire industry. And unless we stop this now, that's going to be catastrophic. Daarom as die privaat sektor nie toegelaat word om 'n groter rol te speel nie, om toe te tree nie, dan gaan ons dit nie doen nie.
Ja, die private sektor word gebruik, maar wanneer die groot hoeveelhede instof kom, gaan die private sektor heeltemal moet daar wees. Onthou weer eens wat gesê het, ons het 'n baie direkte kommunikasie met die boere. Vir ons as veeartse gaan dit net oor die boere. Hulle is die eienaars, hulle is die mense wat die verliese ly. Nie iemand wat agter 'n tafel op enige regeringsstoel sit nie. Dis die boere self en die boere se besluit of behoefte om hulle eie diere te beskerm. Alles gaan daaroor. Die minister is nou saam met die hele delegasie in Argentinië. Hulle gaan daai voorbeelde sien. Hulle gaan sien op die grond kwaliteit van die enstof, die voorbeelde wat daar gebruik word. So ek verwag dat in die volgende maand, as ons die teiken kan najaag van 80% van die kudde ent in die volgende 2 maande, die privaat veeartse kan 'n totale rol speel saam met die boere. Die staat kan vrygestel word dat hulle na uitbraak gaan kyk en die kommunale boere doen. En daai model kan 100% werk as ons net daai genoeg enstof kry. Jy weet, Piet, ek dink miskien is 'n argument hierdie staat miskien om te sê dat as die private sektor betrokke raak, wat gebeur met die kommunale boere en gaan hulle dan op hulle eie gelaat word, en dit is miskien 'n manier om te sê ons hou die speelvlak gelyk. Is dit regverdig? Nee, ag, en weet mense moet, ek kan nogal my indink dat staatsamptenare so aan een van 'n gelykheidsargument sal help, maar dit is 'n heeltemal oorgebruikte gewoord. Boonop, indien die boere parallel enstowwe aankoop en toedien, is dan mos nou net meer beskikbaar. Niks wat ons doen of enigiemand doen sal die staat verhoed om aan te hou invoer en aan te hou toedoen nie. So wat ons hier voorstel is dat boere teen eie koste die probleme op 'n parallelle stroom oplos. So watter uitdaging daar ook al is, die uitdaging daarna vir die staat is kleiner. Boonop, baie boere wil graag die kommunale boere om hulle help, want jy wil hê die siekte moet nie versprei nie. En dit gaan nie net oor beeste nie, dit gaan oor varke, gaan oor baie gesplete hoefdiere. So ook ander boere wil die kommunale boere om hulle inent ook op eie koste. Daai moontlikheid word telkens in die weg gestaan deur die optrede van die departement tans. Andrew, I just want to give you the last word, and shortly, are you saying that you're standing ready to help government to say, if you bring in the medication, we will help you to administer it? Absolutely. We are saying that we want to work with government, within the government structures. As Pete was saying, a parallel process where we can largely increase the manpower behind this, and we believe that we can deal with it and it will sort the problem out quickly. I certainly hope you do. Bye-bye, dankie julle.